Gewaardeerde vriende, Pastoor Frans Hooiberg van die Kruis Triomfeerbediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker en ons komende Koning. En ek glo ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees, met 'n reikhalsende verlange na die wegraping van die kerk van Jesus Christus. Kom ons bid, want ek gaan nou oor 'n baie belangrike onderwerp praat, maar kom ons vra eers die Here se seën. Here, help ons. Ons gaan nou praat oor Kersfees of die Christusfees. Help ons om te verstaan wat die Gees van God vir die gemeente wil sê. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Nou daar so baie sienings en menings en oningeligte mense en ingeligte mense. Party wat as leuke praat oor Kersfees, ander wat praat met groot gesag en my siening is reg en dit wat ek sê is reg. Dat dit eintlik 'n baie moeilike onderwerp is hierdie tyd van die jaar. Eintlik moet mens hier in Julie die preke gee wat gaan oor Kersfees, sodat mense dan ingestel is, maar ons praat al oor die onheil van die heidense Kersfees al vir baie jare. En tog elke jaar het ons dieselfde argumente, het ons dieselfde mense wat dieselfde klippe gooi. En ek het net gevoel vanoggend, na gelang van 'n gesprek wat ek op die telefoon gehad het met iemand, om hierdie onderwerp aan te raak. En ek gaan dit noem van die krib na die kruis na die troon. Nou kom ons lees uit Lukas hoofstuk 2. En in daardie dae daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Syrië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hy daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. Nou luister nou na hierdie skrifgie. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Nou, geboortes vir die eerste ongeveer 300 jaar na Christus is geboortes nooit gevier nie. Dit was nie belangrik nie. Maar tog het die Heilige Gees toegelaat dat Lukas en Matteus en hierdie manne Jesus se geboorte opteken, wat dit 'n belangrike gebeurtenis maak. Nou ons weet nie of dit wanneer dit die geboorte is nie. Daar is spekulasies en ek het nou die dag na 'n video gekyk wat die man beweer jy kan presies vasstel volgens inligting uit die Bybel wanneer Christus gebore is. Maar my vraag is dit belangrik wat 'n dag? Want was daar nie 'n geboorte nie, dan was daar nie 'n kruis nie, dan was daar nie 'n opstanding nie, dan was daar nie 'n hemelvaart nie, dan was daar nie iemand by die Vader wat ingetree het vir my nie, en dan was ek nog 'n sondaar, verlore in my sondes, op pad hel toe. So ek kan sê, dankie, daar was 'n geboortedag. Definitief nie die 25 Desember nie, dit weet ons. Maar nou kom mense en sê, ja, maar dit is 'n heidense dag, dit is 'n heidense fees. Van wanneer af het die duiwel en die heidene dan 'n groter krag as die evangelie van Jesus Christus? Van wanneer af bepaal jy jou van die drukking van, ek kan nie op hierdie dag God dien nie, want dit behoort aan die songod, dit behoort aan hierdie God, dit behoort aan daai afgod. Ek wil vir u sê, daar's geen afgod groter as my God nie. Jesus Christus
die koning van konings. En as ek sy geboortedag wil vier op die 25 Desember as 'n Christusfees, dan oorheers ek dit wat die duiwel het. Ek oorheers dit wat die heidene het. Ek oorheers dit wat die afgode het. En ek vat daardie dag en ek los die ou vervloekte boom. Ek los die geskenke. Ek los hierdie wêreldse invloede wat ingekom het by Kersfees. En ek maak hierdie dag 'n dag van oordenking, 'n dag van krag, 'n dag van heerlikheid, 'n dag waarop ek kan sê, dankie tog, daar was 'n geboorte. Hoekom moet ons in hierdie tyd waarin ons lewe dan nou aan al die negatiewe dinge dink? Hoekom wil jy 'n boom hê? Hoekom wil jy geskenke hê? Want dit is hoe jy groot geword het. Dis tradisie. Hoekom kan jy nie die boom uitsmyt nie? Hoekom kan jy nie ontslae raak van die geskenke nie? Dan is dit in elk geval, kos dit jou nie so baie geld nie. En daardie dag, want dit is buitendien vandag, die 25 Desember, is buitendien 'n vakansiedag. Niemand doen niks vandag nie. Hoekom nie hierdie dag vat en in plaas van om te fokus op die tradisies van Kersfees, te fokus op die feit daar was 'n geboorte. Christus is gebore. Die Bybel sê so. Christus het opgegroei as 'n jong seun. Ons lees weer op 12-jarige ouderdom van hom. Die Bybel sê so. Verskoning. Die Bybel sê so. Dit was nou 'n fout, jammer daarvoor. Ek moes eintlik die ding gepos het. Die opname gepos het voor ek daai vreeslike bollel hier voor almal opgelig het. Verskoon my mense. Maar ek raak opgewonde. Want wanneer ek hier sit en ek kyk na my selfoon waarop ek hierdie ding opneem, en ek weet as mense wat na my gaan kyk en na my gaan luister, raak ek opgewonde om vir u te kan sê, daar was 'n geboorte. Christus het groot geword. En toe kom daar 'n dag wat daar 'n kruis plaasgevind het. 'n Kruis waaraan my verlosser gehang het. My verlosser, die een wat gebore is met die doel om te kom sterwe. Hoekom vier ons sy geboortedag? Nie omdat die Bybel dit regverdig nie. Nie omdat die geskiedenis dit regverdig nie. Maar omdat dit 'n vakansiedag is en ons 'n geleentheid gebied word om 'n dag te gryp en om te vier. Nou wil ek vir u sê, al die dae van die week is verbind aan 'n heidense afgod. Al die dae van die week het die naam van 'n heidense afgod. Maar het u geweet dat die Bybel geen die name, die Bybel noem nie Sondag Sondag nie. Hy noem nie Saterdag Saterdag nie. Hy noem nie Woensdag Woensdag nie. Die Bybel praat van die eerste dag, die tweede dag, die derde dag, die vierde dag, die vyfde dag, die sesde dag, die sewende dag. En as Maandag weer die 8ste dag. Hoekom? Omdat God die dae geskape het. En hy geweet het dat die heidene gaan hulle name gee. So ons dien nie die Here op 'n Sondag nie. Ons dien die Here op die eerste dag van die week. Ek vier nie die Christusfees op die 25 Desember omdat dit 'n afgesonderde dag of 'n Sondag of wat ook al is nie. Ek vier dit omdat Christus gebore is en as gevolg van sy geboorte, hy is gebore om te sterf aan die kruis en hy het aan die kruis van Golgotha gesterwe vir my en vir jou. So dis belangrik dat die geboorte van Christus vandag nie vir jou in 'n debat moet lok om te debatteer, is dit Kersfees of is dit 'n Christusfees nie. Ek wil vir u sê, ek glo nie ons moet een van die twee woorde gebruik nie. Ons moet net sê,
Ek is dankbaar, Christus is iewers in tyd gebore. En dit het veroorsaak dat daar iewers in tyd 'n kruis was, waaraan Christus gelei het, gesterwe het. Hy het gesterwe aan daai kruis, eerstens vir my. Hy is begrawe, tweedens vir my. Hy het opgestaan uit die dode, derdens vir my. Vierdens, hy het opgevaar hemel toe, en nou doen hy 'n voorspraak by die Vader vir my. Hy het gesterf aan die kruis vir my sondes. Maar aan die ander kant, as gevolg van die geboorte, die krib, is daar 'n kruis, en aan die kruis het ek saam met Christus gesterf. Ek is saam met Christus begrawe. Ek het saam met Christus opgestaan. Ek sit saam met Christus in hemelse plekke. Met ander woorde, ek sit bokant die gemors van die heidendom. Ek sit bokant die redenasies van tradisie. Ek sit bokant die krag van die duiwel, die krag van heidense afgode. Ek sit saam met Christus in hemelse plekke. My vriend, my vriendin, jy wat aan my luister. As jy waaragtig wedergebore is jy in Christus in God verborge, dan het hierdie ou wêreldse tradisies niks meer mee te doen nie. En dan gaan ons nie meer beklei elke jaar oor is dit Kersfees of is dit Christusfees nie. Nee, ons gaan dankbaar wees, daar was 'n geboorte. Daardie geboorte het veroorsaak dat daar 'n kruis was. En halleluja, daai kruis het veroorsaak dat daar 'n troon is. Christus sit saam met sy Vader op die troon. En eendag, volgens Openbaring, gaan ons saam met Christus op sy troon sit. Halleluja, is dit iets om na uit te kykie? Hoekom sukkel met tradisies? Hoekom sukkel met wêreldse dinge? Hoekom sukkel met argumente en debatte? Wanneer ons weet, wanneer die basuin blaas, en ons Christus tegemoet gaan in die hemel, hy ons gaan vat en ons aan die Vader gaan voorstel, wat die oorsaak is van die geboorte, wat die oorsaak is van die kruis, wat die oorsaak is van die opstanding, en wat die oorsaak is van my en jou se wedergeboorte. Ek wil hê jy moet verstaan, dat hierdie Bybel is die enigste autoriteit wat ons het. Hierdie Bybel verklaar, daar was 'n geboorte, daar was 'n krib, toe was daar 'n kruis, en toe was daar 'n troon. Ek wil hê dat hierdie kort gedagte, wat ek vir u deurgee, in die hart insink, en dat u sal verstaan, ons is saam met Christus in hemelse plekke. Mense, moenie beklei oor Kersfees nie, moenie beklei oor Christusfees nie. Gaan jy persoonlik en dien God, en sê vir hom dankie, daar was 'n geboorte. Baie dankie Vader, dat ons kan weet, daar was 'n geboorte, en toe 'n kruis, en toe 'n troon. Ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Gaan en geniet die dag, saam met jou familie, jou vriende. Maar onthou, Christus is gebore vir jou. Amen en amen.